Ons gaan nou die 81ste keer saam lees uit Openbaring en ons fokus in op Openbaring 16 vers 10 en vers 11. En die 5de engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van pyn, en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Ons lees dan nou hier in vers 10 en vers 11 van die 5de skaal wat op die bewoners van die aarde uitgegooi word. En dit is nou belangrik om raak te sien dat dit op die koninkryk van die Antichrus uitgegooi is. Op die koninkryk van die dier, sy troon word hier genoem. Nie al die volke gaan hom wil dien en volg nie. So verstaan ons uit die boek Daniël, dat sekere lande selfs in opstand teen die Antichrist sal kom, Daniël 11 vers 40. Daarom dat hy gaan oorlog voer teen sy vyande. Hierdie oordeel gaan net op die Antichrist kom. Sy koninkryk sal in duisternis wees, en dit sê daarom dat sekere ander lande nie in duisternis sal wees nie. Die son wat eers aangedraai is, word nou afgesit oor die koninkryk van die Antichrist. Dit is juis hier in die donker wat die mense nou sal sit en hulle tonge van pyn kou. Die 9de plaag in Egipte gee vir ons 'n idee van die toestand wat oor die koninkryk van die Antichrist sal wees. Eksodus 10 vers 22 verwys na 'n dik duisternis wat 3 dae oor Egipte gekom het. Niemand kon van hulle plek opstaan of iewers heen gaan nie. Dit was totaal donker. Dit is so donker dat dit kompleet is of God die vermoë van objekte om lig te weerkaats weggeneem het. Dit is 'n totale blackout. Buiten die fisiese belewenis van totale duisternis, sal hierdie 'n groot psigologiese uitwerking op die bewoners van die aarde uitoefen. Die son is verantwoordelik vir chemiese reaksies in die brein wat die mens positief instel. Mense wat vasgevang is in neerslagtigheid sit gewoonlik stil in 'n donker plek van die huis. Wanneer dit vir dae aan een reën sonder dat die son deurkom, word mense dikwels morbied. Beraders sal daarom vir iemand in depressie dikwels die raad gee om die huis se gordyne groot oop te maak sodat die son kan inkom. Die son se strale beur 'n mens weer op om die lig aan die einde van die tonnel te sien. Die son se strale is 'n beeld van hoop, soos die liedjie lui, gaan nie deur 'n donker wolk, wees net sterk o kind van God, moet tog nie wankel nie, môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Wanneer die son ophou om te skyn, sal die mensdom letterlik in sak en as sit en hulle tonge kou van pyn. Steeds het die mense hulle nie bekeer nie. Net soos Farao wat sy hart verhard het, net so sal die mens so vasgevang wees in hulle goddeloosheid, dat hulle nie tot inkeer kom nie. Eksodus 8:32 en 10:27. In dieselfde asem, terwyl dit donker in Egipte was, en sal wees of was daar weer lig onder die kinders van Israel, Eksodus 10 vers 28. Dit mag wees waarom die Antichrist en sy weermagte uiteindelik gaan optrek na Israel. Dit sal 'n omgewing wees wat nie deur die plaag getref word nie, want die verseeldes word deur die of van die oordeel bewaar, Openbaring 9 vers 4. Terwyl dit donker in die Antichrist se koninkryk is daar lande waar die lig helder skyn. Jesus se genade is so groot. Hy wil juis mense red en hulle nie in die oordeel bring nie, dat hulle nie op die plek sal wees waar hulle sit in die duisternis en hulle tonge kou van die pyn van die swere nie. Hy waarsku elke mens oor die groot verdrukking. Matteus 24 vers 25, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Ons lees nou die 82ste keer saam met die boek Openbaring en ons lees Openbaring 16 vanaf vers 12. En die 6de engel het sy skaal uitgegooi
op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings van die ooste afkom reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste soos paddas sien opkom, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word, Armageddon. Met die uitgooi van die 6de skaal is daar hoofsaaklik 5 dinge wat van belang is. Eerstens sal die water van die Eufraatrivier opdroog. Die lengte van die Eufraatrivier vanaf sy oorsprong in Turkye tot by sy uitmonding in Irak is ongeveer 2950 km, waarvan 1176 km in Turkye is, 610 km in Sirië en 1160 km in Irak self. Sy breedte wissel van 150 meter tot 2000 meter by sy uitmonding. As dit 'n rivier is wat padlangs sou loop, sal dit van Lusaka in Zambië wees tot onder in Kaapstad as die rivier deur Johannesburg en Bloemfontein loop. By die Eufraat wat dit merkwaardig maak, is die feit dat dit 'n natuurlike grens is tussen Israel en die ooste. Dit is nie net 'n natuurlike grens nie, dit is na regte die oostelike grens van die grondgebied wat God aan Abraham beloof het, Genesis 15 vers 18. Israel het daarom nog nooit die volle grondgebied besit wat God aan hulle beloof het nie. Dit sal eers 'n werklikheid word wanneer Jesus die koning in Israel sal wees, Matteus 25 vers 31. Sagaria 9 vers 9 sê, dan sal hy aan die nasies vrede verkondig en sy heerskappy sal wees van see tot see en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde. Met die opdroog van die Eufraat hou in gedagte dat dit is God wat die initieerder is van hierdie skale, sal hy die grense dan van Israel oopgooi. Tweedens sal die weermag vanuit die ooste optrek teen Israel. Dit is nie die eerste keer dat ons van die Eufraatrivier in Openbaring lees nie. Ons het reeds in Openbaring 9 vers 14 gelees dat die 6de bassein geblaas is, waar tydens 4 engele wat by die Eufraat gebind is, losgelaat gaan word. 'n derde deel van die aardwoners is deur die blaas van die 6de bassein doodgemaak. Dit blyk dat die 6de bassein 'n groot weermag aan die beweeg bring. Johannes het die geluid van hulle getal gehoor en dit is 'n weermag van 200 miljoen soldate. Hulle kleuruitrustings word ook aan ons gegee as die van vuurrooi en blou en swavelgeel. Dit is die presiese kleur van China se militêre vlag. Hulle is die weermag van konings van die ooste. Jesaja 11 vers 15, en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai, en dit uitmekaar slaan in 7 strome, sodat 'n mens met skoene daardeur kan loop. Ons lees iets baie insiggewend in die boek Daniël, wanneer die laaste dae van die Antichrist beskryf word, sal gerugte uit die noorde hom verskrik. Daniël 11 vers 44. Hierop sal hy met groot woede uittrek en baie in die proses vernietig. In die lig van Esegiel 38 en 39 weet ons reeds dat die noorde na Rusland verwys. Hierdie groot weermag van China en die weermagte van Rusland gaan die Antichrist oorhaal tot drastiese stappe. Ons weet dat Rusland en China nou reeds besig is om saam te werk teen Europese lande, waaruit ons verstaan die herstelde Romeinse ryk van die Antichrist sal opstaan. Derdens, met die uitgooi van die 6de skaal sal die konings van die aarde versamel word vir oorlog. Vers 13 leer dat 3 onrein geeste uit die bek van die draak, die dier en die valse profeet gaan.
Johannes sien hier die onrein geeste uit die mond van die sataniese trio. Dit lyk vir hom soos paddas. Ek onthou in my dae op seminarie was daar 'n semi-padda-plaag gewees. Daar was oral paddas. Daar is natuurlik 'n groot kooidam en daar moes van hulle uitgebroei het. Ek was baie dankbaar dat dit nie my oorgekom het nie, wat ek sou my dood gegrill het. Die een aand toe 'n student so lekker snoesig in sy bed klim, toe voel hy iets glibberig in sy bed. Toe is dit 'n padda. By ander geleenthede het ek al gehoor van mense wat sê, hulle het hulle skoene aangetrek, net so om wanneer hulle tone so insteek 'n padda te voel. Dit het my laat dink aan die vermoë van paddas om op die vreemdste plekke in te kom. Ons lees iets soortgelyk in Egipte met die tweede plaag, Eksodus 8 vers 2 tot 3, en as jy weier om hulle te laat trek, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas tuister, sodat die Nyl van paddas sal wemel, en hulle sal opklim en in jou huis kom, en in jou slaapkamer, en op jou bed, ook in jou huis van jou dienaar, en onder jou volk, en in jou bakoonde, en in jou bakskottels. Dit beteken dat hierdie paddageeste elke hoek van die aarde sal deurkruis, om elke moontlike land en soldaat betrokke te kry by die grootste oorlog wat hierdie wêreld nog sal sien. Verder is dit wat uit die Antichrist se mond kom totaal anders as dit wat uit Jesus se mond gaan. Uit Jesus se mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard, Openbaring 19 vers 15. Dit is die woord van God, Hebreërs 4 vers 12. Dit sny reguit en is waar. Maar uit die Antichrist se mond kom daar paddageeste. Dit is glibberig en grillerig en vol godslastering, Openbaring 13 vers 5. Vierdens word elkeen herinner dat daar 'n kans is om gered te word. Ons het reeds melding gemaak dat daar 'n parentese tussen die 6de en die 7de seël is, sowel as een tussen die 6de basyn en die 7de. Nou is daar weer een, maar 'n kort een tussen die 6de plaag en die 7de. Dit is vers 15. Kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Hierdie woorde neem ons terug na Jesus se profetiese rede, toe hy reeds in liefde elkeen vooraf gewaarsku het dat niemand weet in watter uur hy sal kom nie. Matteus 24 vers 42. Paulus gebruik dit ook om elkeen tot nugterheid te maan, om gereed te wees, want ons weet dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. 1 Tessalonisense 5 vers 2. Dit is daarom weer 'n gepaste uitnodiging van 'n genadige God wat tot op die einde die mens waarsku en belangstel om hulle siele te red. Nou tussen die 6de en die 7de skaal is daar 'n uitnodiging om gered te word. Dit is asof ons net weer tot stilstand geroep word om te besin oor al die dinge wat gebeur en dat God hierdie dinge voor die tyd vir ons sê, juis omdat hy die sondaar wil red. En hier tot op die bitter einde. Laastens sal al die weermagte en nasies by Armageddon versamel. Armageddon beteken berg van ontmoeting. Dit is geleë in die sentrale deel van Israel, 88 km noord van Jerusalem en 16 km suidwes van Nasaret en 24 km oos van die Middellandse See. Dit is 'n reghoekige plat stuk aarde, 22,4 km breed en 64 km lank. Dit sluit die vallei van Josafat, die vlakte van Megiddo en die vallei van Esdraelon in. Napoleon, op weg om Egipte te verower, het sy tente hier opgeslaan en in sy dagboek geskryf dat dit 'n plek is vir 'n oorlog van Bybelse proporsies. Deborah en Barak het die Kanaaniete hier verslaan, Rigters 4 en 5, Gideon het die Midianiete hier oorwin, Rigters 7, en die Filistyne het koning Saul hier verslaan, 1 Samuel 31. Hierdie weermagte by Armageddon sal deur duiwels aangedryf word om oorlog te voer teen Israel. By verre in die minderheid sal Israel se weermag ook op hooggereedheid geplaas wees.
Sagaria 14 vers 12 werp vir ons lig op die gebeurlikhede van die dag. Dit wil voorkom asof die nasies daar is om teen God te veg, maar dat hulle dit wil doen deur Israel van die aardbodem te verwyder. Die nasies en die volke gaan saam vergader om teen Jerusalem te veg, juis omdat dit die plek is waar God gesê het hy sal sy naam laat woon, juis omdat dit die plek is waar Jesus sal regeer. Daniël 11 vers 45, en hy, dit is die Antichrist, sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pragt. Ons sal dan volgende keer by die 7de skaal stilstaan. Ons kom nou by die 83ste voorlesing in die boek Openbaring en ook die laaste keer wat ons gaan saamlees uit Openbaring hoofstuk 16. Ons lees Openbaring 16 vanaf vers 17. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom van die troon af, wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het, vandat die mens op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker van die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie. En groot haal omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die groot haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Soos die vorige skaal op die water van die Eufraat gegooi is, so sal die 7de skaal in die lug gegooi word. Die laaste keer dat ons gelees het van 'n engel in die lug was in Openbaring 14 vers 6. Hier het 'n engel gevlieg en die ewige evangelie verkondig. Hy is gevolg deur nog 'n engel wat die val van Babylon aangekondig het. U sal onthou dat dit 'n vooruitskouing van toekomstige dinge was. Nou dat die skaal in die lug uitgegooi word, is dit juis die vervulling van die profesie. Met die uitgooi van die laaste skaal is daar weer hoofsaaklik 5 dinge wat gebeur. Eerstens is daar 'n groot stem wat uitroep, dit is verby, vers 17. Hierdie woorde neem ons terug na die boek Daniël. In groot nuuskierigheid, wat verstaanbaar is, het Daniël uitgevra oor die volëinding van die wêreld, Daniël 12 vers 8. Hy wou weet waar alles uiteindelik sal opeindig. Hierop is daar aan Daniël gesê dat dit nie vir hom beskore is om te weet nie, maar dat die woorde van die boek van die waarheid verseël sal word tot die einde, Daniël 12 vers 9. Die woorde, dit is verby, kondig die einde aan. Die verseelde boek is nou geopen, Openbaring 10, en die spesifikasies van hoe alles sal eindig, word nou verder geopenbaar. Aangesien die stem uit die hemelse tempel kom en van die troon af, is dit God wat die einde aankondig. Onthou met die rook van sy oordeel in die tempel, of wat die tempel gevul het, dat niemand kon ingaan nie, Openbaring 15 vers 8. Dit is daarom ook dan nou God wat die onafwendbare oordeel bepaal het vir 'n spesifieke tyd. Vervolgens word aangetoon hoe die einde van menslike heerskappy op aarde gaan plaasvind. 'n geweldige groot aardbewing vind plaas as uitvloeisel van God se stem, vers 18. Ons het reeds by 'n vorige hoofstuk melding gemaak van God se teenwoordigheid in stemme, donderslae en bliksemstrale, Openbaring 4 vers 5. Die stem wat uitroep, dit is verby, kom vanuit die troon, waarvan die stemme, donderslae en bliksemstrale ook kom. God se stem laat die aarde bewe soos nog nooit van tevore nie.
Daar was al groot aardbewings, maar die aardbewing aan die einde van die skale sal die grootste aardbewing wees vandat daar mense op aarde was. Derdens word melding gemaak van die verwoesting wat die aardbewing aan die stad Babylon aangerig het. Vers 19. Die stad sal in 3 dele verdeel word, ons kan sê in 3 dele geskeur word. Dit is nie net Babylon wat deur die aardbewing getref is nie, maar baie ander stede. Dit wil weer voorkom of Jerusalem nie geraak sal word nie, aangesien daar spesifiek melding gemaak word van die stede van die nasies. Alhoewel hierdie kort beskrywing in vers 19 gegee word van Babylon se verwoesting, is Openbaring 17 en 18 gewy aan 'n nader beskrywing van Babylon se ondergang en oordeel. Die 2 opvolgende hoofstukke kan daarom in 'n sekere sin binne vers 19 gelees word, aangesien dit die oordeel teen Babylon verduidelik. Vers 19 leer dat Babylon die beker van die wyn van die grimmigheid en toorn van God sal drink. Hoofstukke 17 en 18 beskryf dan hoe sy onder die oordeel is en die beker drink. Babylon se verhaal eindig daarom nie hier nie, maar word binnekort in diepte beskryf. Vierdens word die impak van die aardbewing op aarde gesien, vers 20. Die aardbewing het tot gevolg dat berge verkrummel en eilande verdwyn. Dit is voorwaar die grootste aardbewing wat die wêreld nog sal sien, wanneer eilande in die see wegsak en berge wat eens uitgestoot is, terugsak in hulle plek. En dan van die 5 dinge, die laaste ding wat gebeur met die 7de skaal, is die slag van Armageddon begin, vers 21. Haalstene reën op die mense en weermagte. Die weermagte van die Antichrist en die groot magte uit die ooste is reeds by Armageddon, Openbaring 16 vers 16. Hierdie aanval wat geloods word, is die sterkste en kragtigste militêre aanval wat nog ooit geloods sal word. Ja, die wapentuig wat in hierdie oorlog gebruik word, is letterlik van buite hierdie wêreld. Haalstene van 50 kilogram reën op die weermagte van die nasies. Hierop sal die weermagte en nasies vloek ten hemele, want die haal verpletter hulle en niemand kan 'n geweer optel om terug te skiet nie. Luister wat vra God aan Job, Job 38 vers 22 en 23. Het jy gekom by die skatkamers van sneeu, en het jy die skatkamers van haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Daar is vandag skatkamers van haalstene wat God opspaar vir die dag van oorlog. Ons lees dat God in die Ou Testament dit ook gedoen het met nasies wat teen Israel opgestaan het en dat meer mense van die haal sterf as wat Israel met die swaard kon doodmaak. Joshua 10 vers 11. Die slag van Armageddon sal iets wees wat die mens nog nooit beleef het nie. Uit Bybelse profeseë wil dit voorkom dat terwyl hierdie geweldige haalstene die weermagte gaan vernietig, die bomme en atoombomme wat daar gereed was, sal detoneer en hulle self vernietig. Sagaria 14 vers 12 in verband met Jesus se wederkoms, en dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes en hulle tonge wegteer in hulle mond. 'n in diepte beskrywing van wat met iemand gebeur midde 'n atoombomontploffing. Dit is kompleet soos in die Ou Testament waar die Here die een se swaard en die ander gerig het en hulle in die war gebring het om hulle self te vernietig. Dit bring ons dan aan die einde van hoofstuk 16.
Ons doen nou die 84ste voorlesing in die boek Openbaring en ons begin met Openbaring 17. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken, en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge, waar die vrou op sit. En hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is, die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Hulle het eensgesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak, en naak, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee, om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woord van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Kom ons begin, dan ontpak ons hoofstuk 17. Liefde vir die wêreld is 'n ergerlike oortreding in die oë van God. Hieroor is God so drasties dat die apostel Johannes ons leer dat as die liefde van die wêreld in ons is, dan is die liefde van die Vader nie in ons nie. 1 Johannes 2 vers 15. Natuurlik verwys die wêreld hier nie na 'n fisiese wêreld, die see, die berge, of selfs mense nie. Dit verwys eerder na die plesier van die wêreld, die genietinge en vleeslike drange wat deur die wêreld aan ons voorgehou word. Die wêreldse liefde wat nie in ons hoort nie, sy oorsprong is gebore uit welis en selfsug. Humanisme en hoogmoed lê aan die wortel van hierdie wêreld. Wanneer ons nou Openbaring 17 gaan, lê daar 'n prentjie van hierdie wêreld voor ons. Hierdie wêreld het 'n naam ontvang, 'n naam wat alles wat wêreld is vergestalt. As jy hierdie een woord hoor, dan is dit sinoniem met wêreld. Hierdie woord is Babylon. Daar is duidelike onderskeid tussen Openbaring 17 en Openbaring 18, wat ons nou nog nie gelees het nie.
Openbaring 18 verwys ook na Babylon, maar na iets wat fisies is. Na 'n fisiese herboude stad met die naam van Babylon. Hoofstuk 17 verwys eerder na alles wat hierdie stad voorstaan. Dit verwys na die geestelike, of moet ons eerder sê die vleeslike gesindheid en drange wat in hierdie wêreld heers. Die inwoners van hierdie stad is wêrelds. Terwyl ons die onderskeid moet raak sien tussen hoofstuk 17 en 18, moet ons weer die ooreenkoms raak sien van hoofstuk 17 en 19, sowel as 21. In Openbaring 21 vers 9 lees ons dat een van die 7 engele wat die 7 laaste pla uitgegiet het op die aarde, Openbaring 16, nou Johannes neem om aan hom die bruid te toon. Hy wys Johannes die bruid en beskryf dan inderwaarheid nie die mense as bloedgewastes nie, maar die stad, die fisiese nuwe Jerusalem. Dit is egter in Openbaring 19 vers 8 dat die bruid, die inwoners van die stad, wel beskryf word en aangetoon word in wit, fyn, rein linne. Die rein, blink, fyn linne is nie iets fisies nie, maar word aangetoon as die regverdige dade van die heiliges, die inwoners. Treffend dat die engel Johannes die fisiese stad wys, maar dat Johannes die bruid aan haar dade raak sien. Dit is dan hierdie selfde engel, lees ons in Openbaring 17 vers 1, wat deel van die laaste 7 skale oordeel was, wat Johannes ook die groot stad Babylon toon. Daar is 'n fisiese stad Babylon wat getoon word, Openbaring 18. Net soos daar 'n fisiese stad Jerusalem wat die bruid en vrou van die lam genoem word, Openbaring 21 vers 9. Dan is daar die regverdige dade van die bruid. Noem dit ook die aksies, die motiewe, die gesindheid. Net so is daar ook die dade van Babylon wat getoon word, wat nie 'n bruid en 'n vrou genoem word nie, maar 'n groot hoer, Openbaring 17 vers 1. Wanneer ons dan Openbaring 17 hanteer, verwys dit na die aksies en dade van Babylon. Hierdie groot hoer word Babylon genoem, Openbaring 17 vers 5. Net soos die bruid Jerusalem genoem word, Openbaring 21 vers 9 en 10. Daar is egter 'n drastiese verskil wat die engel nou aan Johannes toon. In Openbaring 21 toon die engel die beloning van die regverdiges, maar in Openbaring 17 word Johannes aangesê om te kom om die oordeel van die onregverdiges, die groot hoer, te sien, Openbaring 17 vers 1. Die verskil word duidelik ook gesien in die plek waar die engel Johannes na neem. Die slegte vrou is in die woestyn, Openbaring 17 vers 3, 'n droë, bruin, onvrugbare stuk aarde. Maar wanneer Johannes geneem word na die bruid om die bruid te sien, dan word hy na 'n hoë berg geneem. 'n Berg word gewoonlik geassosieer met groenigheid of 'n waterval wat afloop. 'n Berg het ook koel weer, nie te warm nie en ook dalk nie te koud nie. Nadat ons na al hierdie ooreenkomste en verskille gekyk het, is die konklusie duidelik sigbaar. In teenstelling met die bruid van Jesus, die ware kerk, wat rein is en beloon word, is daar 'n ander vrou wat onrein en sleg is, wat geoordeel word. Hierdie ander vrou is niemand anders as die valse kerk, die valse een wêreld godsdiens van die anti-kris en die valse profeet. Die valse kerk wat wêreldsgesindheid en wêreldse liefde het. As ons hierdie hoofstuk 17 in dele moet opdeel, vers 1 tot 6 gee vir ons 'n beskrywing van hoe hierdie slegte vrou lyk,
wat haar naam is en wat sy doen. In vers 7 kom die engel weer aan die woord en waarborg 'n verklaring aan Johannes van wat hy gesien het. Vers 8 tot 14 gee 'n verduideliking van die dier waarop die vrou sit. Openbaring 17 vers 3. Sou jy fyn gelees het, sal jy ook weet dat die vrou uiteindelik spreekwoordelik op 2 stoele sit. Sy sit ook op die waters, die draak aan die een kant en ook op waters, Openbaring 17 vers 1. Vers 15 verklaar wat die water is, waarby ons nog sal kom. Vers 16 en 17 verduidelik die val van die groot hoer Babylon. Ons sal dan volgende keer verder gaan met die gegevens van Openbaring 17.